Hallo julle, welkom terug by nog 'n episode. As jy my hele reeks kyk, wat gaan oor hoe om jou verhouding te verbeter ensovoorts. Subscribe gerus en kyk dit, baie waardevol. Daar's nog 'n hele paar episodes wat rondom dit gaan uitkom. En hierdie episode is meer 'n versoek van kliënte van my wat ek byvoorbeeld coaching doen in assertiveness. Jy weet, self mense leer om meer selfversekerd te wees, hulle meer selfgeldend, personal power, daai tipe goed. As jy meer van myself wil weet, kyk onder in die about section, kan jy my agtergrond sien. Maar in kort, ek is 'n regsgeleerde advokaat. Ek het 'n geleerdheid in human resources, bedryfsielkunde, ook rekeningkunde, en ek is 'n geakkrediteerde familie- en skeimediator ook. Met ontsettend baie mense al in boardrooms gesit en hierdie tipe goed het uitgekom. Hierdie is die tipe gedrag wat jou lewe beïnvloed, positief of negatief. En hierdie video gaan juis oor die volgende wat mense my versoek het. So hy staan so effens uit van die ander. En dit kom daarop neer dat daar's 'n Engelse gesegde wat sê, we teach people how to treat us. Ons leer mense hoe om ons te hanteer en te behandel. En die vraag wat ek jou vra aan die begin, is jy 'n kazonkie? Dis 'n regte woord, jy sal dit kry. Maar ek gaan dit vir jou verduidelik hoe ek het geleer het. In Afrika. 'n Kazonkie is daai klein stukkie stront wat agter aan 'n Maltese of 'n Pekingese of een van daai pragtige hondjies met die lang haartjies, sy poepelhaartjies hang. Hy het nie mooi uitgekom nie en hy dangle die hele tyd so as hy hardloop. En mense sal sê waar ek vandaan kom. Ek is nie jou kazonkie nie. En dan bedoel hulle, ek is nie daai klein stukkie stront wat agteraan rondgesleep word nie. Verstaan my mooi vandag. Nou kom ons praat daaroor. Want baie mense, en ek het gesien deur letterlik met seker duisende mense te sit oor 'n leeftyd, dat baie mense sukkel met dit om daai weg te kom van dit af. Party mense pla dit nie. Hulle is net so aan mekaar gesit. En dit het niks te doen met vergewingsgesindheid het nie. Ek wil dit hierso sê nou. Vergewingsgesindheid is altyd goed. Dis heeltemal iets anderste. Hierdie het meer te doen met, dit het nie te doen met haat, soos met vergewingsgesindheid, of vernyn of iets nie. Hierdie het te doen met, laat jy toe dat mense jou heeltyd met disrespek hanteer, asof jy niks is nie. En dis baie belangrik. Dis baie belangrik. Jy moet besluit, en dis die ding, is jy 'n kazonkie? Alright. So, kom ons begin. Baie keer hoor ek mense sê dat iets is eensydig. Julle moet altyd weet in my video's, ek praat unscripted, so ek dink terwyl ek praat. Iets is eensydig. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy het 'n vriend of 'n familielid. Jy stuur heeltyd WhatsApps. En partykeer vra jy ook nog iets, dan sal daai persoon nie eers respond nie. Maar daar het niks gebeur nie. Jy het nie beklei of iets nie. Jy is gewoonlik een wat kontak maak. Jy is die een wat gewoonlik uitnooi. Ensovoorts. Nou persoonlik is ek nie so nie. Maar jy hoef nie soos ek te wees nie. Vir my sê dit
Dis my opinie, persoonlike opinie. Hierdie is nie sielkundige advies of enigiets nie, maar dit sê vir my dat of jy dink nie genoeg van my om my te antwoord nie. Jy disrespekteer my. Ek is nie vir jou belangrik nie. Of jy is nie lus om my te antwoord nie en wens eintlik ek moet weggaan. Want in die lewe werk dit net so. 2 strome. Right? Wederkerig. Reciprocal. Okay. En ag ja, ek is nou nie goed met WhatsApp of messaging nie. Ek is nou nie, nee wat. Nie in my wêreld nie. Ek is ook nie lief vir dit nie, maar ek doen dit. Ek antwoord mense en ek het baie mense wat hulle sal nie lief vir my nie, hulle respekteer my, kliënte ensovoorts wat my antwoord. Nou ek praat nie van jy moet daar op die foon sit en as iemand as jy stuur dan wag jy 10 sekondes en jy niks. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van 'n patroon. Jy is altyd die een wat uitreik. En dan kan jy 'n toets doen, dan hou jy op om te bel, dan kyk jy of daai persoon, dan sien jy daar gaan partykeer 2-3 maande omdat jy niks van daai persoon hoor nie. Dan die ironie is, jy sal hulle nog raakloop en sê hulle, hoekom is jy so stil? Ja, ek hou niks van dit nie. As dit jou nie pla nie en jy so 'n mens, dat jy sal heeltyd teruggaan en jy sal iemand 50 keer WhatsApp sonder dat hulle jou antwoord. Dis die groot ding van my uitkyk van die lewe. Ons is almal verskillend en ek gaan jou nie kritiseer nie. Maar dan moet jy ook nie kla oor dit nie. Dit moenie dat dit jou affekteer nie, want dit affekteer mense. Dit laat mense altyd onbelangrik voel. OK. As jy iemand bel, jy weet vir 'n feit, hierdie is 'n ou wat jy ken, hulle het jou nommer op jou foon. Jy het 2-3 keer gebel, hulle bel jy nie terug nie. Ek vat dit baie persoonlik. Sê vir my, jy respekteer my nie, of jy is nie lus om met my te praat nie. Nou daar is baie sulke voorbeelde, nê, wat ons praat oor goed wat eensydig is. Jy is altyd die een wat jou kant. Ek kom help jou vanaand, jou hek het van die spoor afgeval, en ek kom help jou, en nou sit die hek terug, en dit reën, en ons reën nat, en ek is daar. 2 weke van nou af, val my hek af, dan sê jy vir my, nee, jy kan nie, en ek nou kom jy is besig. Jy's 'n kazonkie. Okay. En ek het baie sulke mense in my lewe gehad. Ek is eerlik met julle. En jy ook heel waarskynlik. As jy mooi gaan sit en dink. En ek het hulle nie gekonfronteer nie, niks. Ek het net onttrek. En wat ek net kan sê is, dit het my siel baie goed gedoen. Want niemand behoort iemand net te gebruik nie. Right. Wanneer jy my iets vra, dan is ek altyd gretig om jou te help, en ek reageer wanneer ek jou iets vra. Dan kan jy nie. En dit is enige iets net van vriendskap, soos 'n WhatsApp, tot iets meer ernstig soos geld. Okay. Byvoorbeeld, iemand help jou die heeltyd om iets te bou. Jy is besig om 'n huis te bou. Jy praat gedurig met daai persoon, en dan die dag wanneer, so jy vat daai persoon se tyd. Onthou dit, jy roof daai persoon van sy tyd. Jy vat daai persoon weg van sy familie af, van die dinge wat vir hom belangrik is, of vir haar belangrik is. En dan die dag kom daai persoon dalk by jou en sê vir jou, hoorie, ek het 'n paar rand nodig, kan jy my help, ek sal vir jou weer teruggee. Dan krak jy heeltemal. Want jy sien die ander persoon is 'n kazonkie. Jy dink jy is in beheer. Jy dink jy is die een wat almal moet
Nou, ek is net nie so nie. Ek hou nie van dit nie. Jy laat wag mense die hele tyd, of mense laat jou die hele tyd wag. Jy kan maar wag. Dis omdat hulle nie jou genoeg respekteer nie. En as hulle veronderstel is om lief te wees vir jou, nog erger, as dit close familie is. Jy is altyd die een wat moet ry. Jy is altyd die een wat iets moet gaan optel. Ons kan mekaar vir ure besig hou. So jy moet besluit, is jy die kazonkie. Jy staan die hele tyd reg, jy is altyd bereid om te help, maar wanneer jy hulp moet kry, dan verdwyn dit. En jy kan nooit veralgemeen nie. Maar ek is nie so nie. Ek is nie so nie. En as ek so luister na jare se ondervinding, dis hoekom ek grys is al, dan pla dit baie mense, en dis die goed wat uitkom in daai boardroom. En hulle ken nou nie die woord kazonkie nie. Maar hulle voel altyd so. En daar is 'n baie goue beginsel, wat jy altyd moet onthou. Mense kan vergeet wat gebeur het, en vergewe, en wat ook al, of wat ook al. Maar mense vind dit moeilik, oor hoe jy 'n ander persoon jou laat voel het. En so wat is vergewingsgesindheid? Dis net my opinie. Ek het 3-4 ouens in my lewe, rarig, maksimum, seker. Ek kan eers nou dink, wie is die 3 of 4? Ek kan 'n nou dink. Wat al met baie disrespek met my gepraat het. En in daai oomblik, dan besef jy, hierdie is nie jou dam se eend nie, is nie jou padda van dieselfde poelwater nie. Party van die mense praat vandag nou met my, maar ek voel nie dieselfde rol nie. Weet jy hoekom? Want in daai oomblik het hy my met geen dignity hanteer nie. Omdat hy kwaad was, of maak hy saak, ek worry nie. En hoe hy my laat voel het, daai oomblik. Nie dat dit my seer gemaak het, ons ouens het maar dik velle, maar die bottom line is, dis hoe hy my laat voel het. En die een was nog waar my seun by was, hy was klein, hierdie is jare terug. So vergewensgesin, nou sal iemand vir my sê, maar moet jy nie die ou vergewe nie? Ja, ek het hom vergewe, dit is nie die einde van die wêreld nie. Vergewensgesindheid is, ek haat die man, en ek wil hê hy moet iets oorkom, en soos is gat die waarheid. Mens het 'n wonderlike lewe. Hy is nie dieselfde as ek nie, want ek sou nie dit doen nie. En die feit dat hy bereid was om dit te doen, sê vir my, dis nie ou met wie ek Vrydag aande wil braai nie. Ek like nie so ou nie. En tot vandag toe ook nie gekom en gesê, hoorie, ek is baie jammer ek so met jou gepraat het, want hy glo in sy kop hy's reg, want hy's 'n narcissus. Hou dit altyd, baie narcissiste daar buite. So jy moet besluit, as jy 'n kazonkie, gaan jy altyd toelaat, dat, en ek sê nou vir jou, daar's baie sulke mense, waar buite wat hierna luister nou en sê, ja, wat eintlik hierdie gevoelens het, want ek sit en luister daarna, dit kom uit hierdie goed, en wanneer ek 'n assertive coaching ook doen, dan, en tog pla dit mense, maar hulle voel, hulle wil nie judgmental of iets wees, dit het niks met dit te doen nie, jy is nie judgmental, jy sê net luister hierso, hierdie werk nie vir my nie, dis eensydig, dis obviously nie reciprocal nie, dis nie wederkerig nie, so kom ons los dit dan, verstaan jy? En as daai persoon jou regtig mis,
en hulle bel jou na 3 maande en hulle sê, hoor hierso, waartoe het jy verdwyn? Dan kan jy sê, luister hierso, ek het maar gedink jy is nie lus om met my te, nee, ek wil met jou praat, okay, maar doen dit dan. You are not who you say you are what you do. Talk is cheap, man. Altyd. Talk is cheap. Back it up met aksies. Verstaan jy? Talk is cheap. You are not who you say you are. Och, mense is, hulle sal altyd iets van hulle glo wat, as baie mense, het nie daar self-awareness nie. So, dit wat jy doen, as jy sê, is lief vir my, wys dit. As jy sê, respekteer my, wys dit, right? Is dit nie so nie? As ek het vir jou sê, wys dit. Ek kan nie vir jou sê, ek respekteer jou, maar dan disrespekteer ek jou nie. Deur my aksies. My tyd is nie belangrik nie. My lewe is eintlik nie belangrik nie. Niks van daai goed is belangrik nie. Ek is daar eintlik op jou beck and call. Of jy voel dalk ek is jou damse een teen. Ek probeer heeltyd hier van die kant af nice wees met jou. Moenie 'n kazonkie wees nie. Dit verryk jou lewe. En daar's van daai mense wat ek 7, 8, 9, 10 jaar terug ophou bel het. Niks beklei nie, daar het niks fout gegaan nie. Ek het tot vandag toe van gehoor wat sê ek was reg, right? En hulle is dalk bly, hulle hoef ook nie met my te praat nie. Jy weet so. Dis die beginsel. Is jy 'n kazonkie? Moenie dat mense jou misbruik jou tyd. Ek is 'n regsgeleerde. Mense misbruik jou as jy in so 'n beroep is. Net vinnig met jou praat. Net vinnig vir jou goed. Nie eintlik lus om jou te betaal nie. Dis verkeerd. Niemand is jou kazonkie nie. En as jy dink jy dit alles in pag en jy's wonderlik en jy hanteer mense so en jy dink, wie is hierdie nou, ek gaan hierdie ou nou antwoord nie, ek stel nie belang nie en sovoorts. En jy het so 'n houding van mense moet vir jou wag. Selfondersoek, gaan doen dit Boeta. Mevrou, gaan doen dit. Groot selfondersoek. Maar ek praat met die ander kant, meeste vandag. Moenie dat jy so hanteer word nie. Jy is niemand se kazonkie nie. Okay? En of jy ryk is of nie ryk is nie. Irrelevant. Jy dignity, jy's 'n mens. Jy het reg op lewe en op jou eie lewe. Moenie dat mense jou soos 'n kazonkie hanteer nie. As jy van gehou het, subscribe asseblief. Gee my 'n thumbs up. En ek sien julle in die volgende video wat ek ook praat oor iets kontroversieels. Mooi bly.